Dankie Hemelse Vader, dat ons vandag kan saamkom as Nuwe Lewe Familiekerk, om hierdie reeks die wedstryd van jou lewe af te sluit, Here. Here, kom, en ek vra U, Here, om elkeen wat hier is vandag in hierdie stadion, my God, elkeen individueel aan te raak, Here. Here, of hulle aktiewe speler op die veld is, Here. Here, of hulle reeds in hierdie wedstryd van hulle lewe seer gekry het en nou langs die veld sit en kyk, Here. Here, of hulle dink is die 89ste minuut van 90, ek kan ophou speel, Here. Here, en selfs hierdie wat nie by die stadion vandag opgedaag het nie, uit die couch potatoes wat dalk later op YouTube kyk, Here. Raak hulle aan, my God, Here. Here, sodat elkeen wat na hierdie boodskap luister, 'n aktiewe speler in U wedstryd is, Here, 'n aktiewe speler opgestewel is vir U, Here, U dry aan te trek en U wedstryd van die lewe speel, Here. Hemelse Vader, hierdie woord wat U nou deur my wil spreek met hierdie mense, Here, ek vra dat elkeen wat hier sit dit sal ervaar soos ek het ervaar het toe U dit vir my gegee het, my God. Here, want hierdie is nie 'n woord van Dudley Carstens af nie, Here. Here, dis U woord, my God. Here, dis U woord wat ek maar moet oordra, Here. Here, so ek vra vir hierdie wessel om kalm te wees en om elke woord wat U wil sê vir elke liewe een, Here, want die een hoor A, die ander een hoor B. Maar B beteken net so baie soos A. Dit hang af watter oor daar is, Here. Here, so ek vra dat elkeen ingestel sal wees, Here, op die frekwensie van U, my God, om te hoor dit wat U vir hulle harte wil spreek vandag, Here. Here, seën ons samekoms, dat dit wat ons hier doen vandag 'n soete geur vir U is, Here. Here, dat ons vandag U army bou, my God, Here. Here, dat elkeen verhonger soos 'n Caleb hier uit sal stap, Here, en sê, bring on the giants, I've got a mountain to climb, Here. Here, sodat elkeen sal weet, my God, dat U ons geroep het. U het nie net vir Dudley geroep, U het nie net vir daai ene geroep, U het elkeen geroep om groot te staan in U geloof, Here. And I thank You for equipping these people. Here, ek vra indien hier mense is wat nie weet wie hulle in U is nie, Here, dat dit vandag vir hulle sal oopbreek, my God. Here, sodat hulle weet, ons is warriors of God. I've got a mission to complete. I've got a mountain to climb. I've got a mountain to conquer. I've got giants to slay, Here. Kan dit nie alleen doen nie, maar soos ons sal sien hoe Caleb dit gedoen het, Here, met U aan my sy, is enige iets moontlik. I thank You, Lord, in Jesus' naam. Amen. So ons vandag kom ons by deel 3 van ons 3 weke reeks, die wedstryd van jou lewe. En vandag se titel is wanneer die eindfluitjie blaas. Nou julle sal onthou die wat deel 1 gesien het. Ons het hierdie reeks was gebore uit 'n vorige reeks wat ons gedoen het uit Amos uit. En ons het begin deur te sê wanneer die Here, die laaste enetjie in Amos was gewees, wanneer God sy lyn trek. En so wanneer God sy lyn trek en jy staan alleen daar voor die Here, gaan dit wees knap gedaan, getroue diensplig, of gaan dit wees, ek is jammer, jy het nie die wedstryd voltooi nie. Ons weet wat die een kant vir ons gee, en ons weet ook wat die ander kant vir ons gee. Die een gee vir ons ewige lewe, saam met die Here, ons skepper, en die ander kant gee vir ons ewige vlamme hel. Dis jou keuse. En deel 1 het gegaan en ons het gaan kyk na die jong ryk man en hy het opgedaag. Hy het gekom na die kerk toe, hy het gelike die boodskap van die Here. Dit het alles om goed geklink en hy sê vir die Here, maar Here, ek tik al hierdie boksies. Ek tik soos die Here sê, hy weet, hy het die gebooie gehou, hy tjaf met homself. En Jesus sê vir hom, maar daar's een ding. Raak ontslae van jou geld, deel jou geld, en hy sê, ek kan nie dit doen. So het ons gesê, daar's baie Christene
wat kom, maar hulle gee nie totaal oor aan die Here nie. En ek wil ek gaan dit nou maar sê, daar's mense daar buite wat glo once saved, always saved. As jy een keer gedoop is jy een keer gedoop. Once saved beteken as jy gered is, het jy 'n totale oorgawe vir die Here gemaak. Dit beteken nie ek kan teruggaan in my ou ways nie. Bekeer beteken om jou weg te draai van jou ou ways. Dit beteken nie nadat jy gedoop is, nou kan ek default toe gaan. Ek kan teruggaan na die dinge wat ek gedoen het, want ek is klaar gedoop. Sorry, I've got bad news for you. I've got really bad news for you. Jy moet bly in oorgawe by die Here. Jy moet bly by die voete van die Here. Jy moet groei in jou stap met die Here. Jy kan nie slek in jou stap met die Here nie, dan is jy van die pad af. It's that simple. So ons het gekyk, daar's mense wat kom na die Here toe en hulle soek 'n oplossing vir hulle probleme, maar hulle soek nie verlossing van dit wat hy wil. Die jong ryk man, hy het dit wat die Here aangebied het hy gelike. Hy soek dit, maar hy was nie bereid om verlossing te kry van mammon nie. Hy was nie bereid om ontslae te raak van hierdie geldmag oor sy lewe nie. En ons het gevra, wat is jy nie bereid om vir die Here prys te gee nie? Die oproep was gewees, gee prys, trek jou trui aan vir die Here en wees opgestewel, sodat jy die wedstryd van die lewe kan afskop. So dit was net so kort samevatting van deel 1. In laasweek het ons oorgegaan, wanneer jy nou die veld vat, het nou opgestewel en die dinge gaan nie lekker nie. Jy kry dalk in die eerste helfte 'n beseringkie of so. Jy weet die vyand, wanneer jy by die Here kom die vyand vir jou. Ons het gesê dat veral wanneer jy, ek sal dit nou maar noem 'n melkchristen is, en jy word nog, hy kom ons maar vir die kleintjies. So hy kom vir jou en baie mense draai weg as hulle 'n besering kry, of 'n groot seer gekry het, nou draai hulle weg. Maar ons het gesien, ons het gekyk na Saggeus en hoe Saggeus in sy tweede helfte sy boom geklim het, hoe hy nie omgegee het nie, ons het gesê hy het 'n pak aangehad, want Saggeus was 'n ryk man en hoe hy nie omgegee het nie, hoe hy gehardloop het met sy pak, boom geklim het en vir die Here gesê het, here I am. So in totale kontras met die jong ryk man vir wie die Here gevra het, luister, doen 'n bietjie afstand van jou geld. Het Saggeus gesê, Here, hier is ek gee sommer die helfte van my geld vir die armes. I just want to be with you. En ons het gesien hoe die Here by Saggeus kom feesmaal het. Ons het Saggeus se storie het vir ons vertel hoe jy jouself moet posisioneer, hoe jy dalk uit jou situasie, want hy was verblind deur die wêreld rondom hom. Hy was 'n kort mannetjie en hy kon net in die mense vaskyk, hoe hy daar moet uitkom en hoe hy uit 'n boom uit moet kom, sodat wanneer jy nie die Here kan sien en jy kyk in die wêreld vas, wanneer jy nie die Here kan sien in jou wêreld nie, moet jy jou herposisioneer. En uit daardie herposisionering het ons geleer dat God is 'n God van comebacks. It's not the end, it was only half time. En dit bring ons by vandag, wanneer die eindfluitjie blaas. So, jy het nou begin, jy het nou jou deel 2 gehad, jy het God toegelaat om jou strategie te verander, want die eerste helfte het nie lekker gewerk nie, maar die vraag is, gaan jy volhou? Gaan jy die wedstryd speel tot die einde toe, tot die eindfluitjie blaas? Jy weet, ongelukkig is dit so dat baie mense begin die wedstryd goed en dan val hulle uit die pad uit. Dan maak hulle hom eenvoudig net nie klaar nie. Maar ek wil vandag vir jou sê, dit maak nie saak hoe jou eerste helfte gelyk het nie. As jy jou strategie in die tweede helfte verander het en jy volhard, dan maak dit net saak hoe jy eindig. It's the only thing that matters. Ek wil net so 'n voorbeeld gebruik van hoe dit nie werk nie
is 'n ou wat ons almal behoort bekend te wees, Judas Iskariot. So Judas het gestap met die Here. Hy het gesien die glorie van Jesus. Hy het Jesus eerstehands ervaar. En op die ou einde toe doen hy 'n U-turn. Ons weet hoe dit vir hom geëindig het. Moenie 'n Judas wees nie. Ek hoop wens nie dit moenie ons verhaal wees nie. We must finish strong. Dit baat nie ons begin en ons soos daai ou wat die marathon hardloop en hy spring uit die blokke uit en hy's los voor. Maar hier om die tweede, derde bend dan sak hy uit en hy voltooi nie die wedloop nie. Let's finish strong. Nou dwars deur die reeks het ons gesê ons gaan ook 'n bietjie sokker gesels, maar 'n sokker wêreldbeker heidaglik, hy kom nou ook so saam met die reeks tot die einde, staan hy einde se kant toe. En vandag wil ek met julle gesels oor 'n man met die naam Josimir José Evora Diaz. Nou, hy is nou beter bekend as Vozinha. Nou Vozinha net so ter agtergrond. Vozinha in Portugees beteken klein ouma. So hierdie ou het sy naam, Josimar, het sy naam gekry terwyl hy sokker gespeel het met die groter kinders en die ouetjie het nou maar 'n stamp gevat of so. Hy het groot geword by sy grootouers. Dan gaan hy by sy ouma. En so het die ander kinders nou maar vir hom genoem Vozinha, want dit beteken klein oumaatjie, net so ter agtergrond. In elk geval. Nou Vozinha, hy was 40 jaar oud aan die begin van hierdie 2026 wêreldbeker. 40 jaar oud, werkloos, want hy het sy klub verloor. Nou enige ou wat 40 jaar oud is in professionele sport en sê dit darts is, neem ek maar aan. 40 in golf. 40 beteken, kyk, jy gaan nie geen klub gaan nou vir jou sign op 40. So hierdie ou, hy was 'n voormalige elektriesien. Hy het wêreldbeker toe gekom sonder klub en hy speel vir Cape Verde of Capo Verde. Hang af hoe jy hom wil noem. Die helfte van ons ek het nie geweet waar Capo Verde sit nie, maar hy sit hier teen die Weskus van Afrika. Hy speel toe nou vir hulle. En Capo Verde was toe nou geloot saam met die Europese kampioene Spanje, Uruguay wat 'n groot Suid-Amerikaanse sokkerland is, en Saudi-Arabië wat in die afgelope klompie jare klomp geld invest het in hulle sokker. So hierdie ouens, hulle het nie 'n kat se kans nie. Net vir hulle om daar te wees was great man. Jy weet hulle om teen Spanje te speel is soos teken my trui, daai tipe ding. Hulle is in hulle moes al hulle wedstryde verloor het. So toe hulle die eerste wedstryd van die toernooi speel hulle teen Spanje. En man, ek het gedink is 6-7-0. Dis hoe bad hulle is. Maar die wêreld het nie rekening gehou van hierdie werklose 40-jarige Vozinha nie. Vozinha maak toe save. Hy's 'n goalkeeper, doelwagter. So hy staan na in die hok. Hy maak save na save. Spanje wil doele skor. Die ou keer alles. En die wedstryd eindig toe doelloos. En Capo Verde draw met Spanje, die Europese kampioene, in hulle eerste wedstryd. En toe begin hulle fairy tale gebore word. En die ou agter die stuur is hierdie 40-jarige werklose Vozinha. So het hulle aangegaan en hulle kwalifiseer. Nou Capo Verde is maar 'n land met 500,000 mense. Letterlik, ek dink 550,000 mense. En so het hulle aangegaan en Vozinha het almal uitgehou. Hy was net die ou. En hulle kwalifiseer vir die laaste 32. Hulle het trouens die kleinste land ooit geword om vir 'n uitloopronde in die wêreldbeker te kwalifiseer. Nou Vozinha was van die begin af was hy die ster. Hy was aangewys as speler van die wedstryd teen Spanje. En toe kom hulle te staan teen Argentinië, die wêreldkampioene Lionel Messi en die. So nou moet jy in ag neem, hierdie ouens sou net seker vir Messi hulle op die TV gesien het. En Vozinha kom nou te staan teen hierdie giant van 'n Messi.
En Capo Verde hou vir Argentinië, dis aan die einde van die wedstryd en is gelyk op en hulle gaan in extra time en in extra tyd dink ek skoor hulle 'n own goal en Capo Verde verloor teen Argentinië, maar hulle storie sal vir ewig onthou word. Vir die storie van Fosinha sal vir ewig onthou word as die fairy tale van 2026 se wêreldbeker. As jy nou bietjie met iemand gesels en jy wil sê jy het bietjie wêreldbeker gekyk, vat maar net hierdie storie copy and paste. Hulle sal sê jy weet waarvan jy praat. So nou Fosinha, wat toe gebeur het met hom is hy het voor die wêreldbeker het hy 50,000 volgelinge op Instagram of wat ook al gehad. 50,000 is so 'n tiende van sy land, neem ek nou maar aan. Het geweet wie hy is, want hulle is 550,000, so hulle het 50,000 followers gehad. Teen die einde van die wêreldbeker staan Fosinha op 25 miljoen, tussen 25 en 26 miljoen volgelinge. Hy is nou die mees gevolgde doelwagter ter wêreld. Fosinha was werkloos voor hy die wêreldbeker, hy was aan die einde van sy loopbaan, dit was klaar. Fosinha, volgens berigte staan hy nou op die drempel om vir Inter Miami, wat Lionel Messi, die Argentynse superster se span is. So aan die einde van die wêreldbeker is hierdie ou die mees bekendste doelwagter ter wêreld. Hy gaan nou speel saam met seker die grootste speler ter wêreld, die enetjie teen wie hulle gespeel het in die laaste 32. Ja, sal nou by dit kom. Sit jy dalk vandag hier soos Fosinha, werkloos, 40, ek gaan net na die toernooi toe om net, I just want to rub shoulders with these people. Gaan jy dalk kerk toe, want jy sien, ek wil net hierdie ou se hand skud, hy's so 'n giant van die Here, of dink jy, sit jy hier en jy dink, maar weet jy, ek het eintlik my ceiling bereik in Christendom, of in watter aspek van jou lewe ook al. Ek het niks meer te bied nie. Dis verby met my. Ek gaan nou net so, ek gaan maar net wag tot die eindfluitjie blaas. I'm just gonna ride out this wave tot die einde, tot die Here my kom haal. Jy weet, want ek het klaar gedoen wat ek moes doen. Dis 'n leuen uit die put van die hel. Die Here het jou nog kom roep vir meer. En as ek sê vir jou, bedoel ek elke liewe een wat hier sit. Die Here is nie klaar met jou nie. Jy het dalk 'n ceiling vir jou gesit op jou lewe. The Lord won't put a ceiling on your life. Die Here het gekom, Fosinha, hy het 'n ceiling, hy sou net op 40, hy sou sommer so gradually, hy was net happy om om te kan sê, ek was by die wêreldbeker en dan tree hy af, maar die Here kom, wat jy dink is jou einde, is die begin van die Here in 'n hele nuwe ding. Die Here vat die klein wat jy het, hierdie 50,000, en hy maak dit 25, 26 miljoen binne een toernooi. Hoeveel toernooie het jy al gespeel voor dit? Fosinha het so baie toernooie gespeel voorheen in sy lewe, en hierdie laaste een wat hy speel tot die einde toe, gee hy sy alles, because he knows it's the end. En die Here sê, jou einde is my begin. Jy gaan sien wat ek nog in jou lewe wil doen. God werk nie volgens ouderdom nie. Fosinha se storie sou nie so hard geslaan het as hy 'n 22-jarige was wat 'n breakthrough star is nie. Hy het nou great gedoen. Kyk hierdie ouetjie, wouldn't have hit that hard. Die Here gebruik jou wanneer jy dink jy's klaar. Dan sê hy, you think you're done. Now allow me to finish strong for you.
Wosinia is 'n bewyse dat 'n sterk einde is baie beter as 'n goeie begin. En wanneer jy deur daardie plafon slaan, maak die Here vir jou 'n hele nuwe wêreld oop. Don't limit your mind because you don't understand the glory, the bigness, the grace of God. Dink Wosinia is impressive. I mean, over 85-jarige Caleb hoor. Nou, hierdie storie, terwyl ek voorberei het die Here net vir my, I'm in total awe of what Caleb of Caleb, hoe jy hom ook al wil noem, van die karakter in die Bybel. Dis soos, wanneer, en ek sê wanneer, my eindvletjie blaas, en ek gaan oor, sal ek graag hierdie ou se hand wil skud. Jy weet, daai tipe. Die storie het my net absoluut kom bedien, en in Afrikaans noem ons hom Caleb, Engelse noem hom Caleb, maar die oudheidse Hebreë het hulle waarskynlik vir hom Caleb genoem. Kal beteken heel en lef beteken hartig. So daar's niemand wat so 'n most fitted name. Jy weet, niemand se naam is so gepas soos hierdie ou se naam. Sy naam beteken letterlik heel hartig. Wholeheartedly. Hierdie ou gaan met alles in. En meeste van julle sal hom nou onthou vir hy het saam met Joshua het hulle terugkom rapporteer. Hulle was die enigste 2 ouens wat 'n goeie rapport kon teruggee het toe hulle die beloofde land gaan scout het. Maar die volk was ongehoorsaam en die Israeliete moes nog so 40 odd jaar buitekamp omdat hulle actually nie na hierdie 2 se rapport aangevat het en gegryp het en op die Here vertrou het nie. So ek lees net wat hy daai tyd in Numeri 13 vers 30 gesê het. So hulle het gaan kyk en hulle het gesien maar hier's giants in hierdie land. Ons is so sprinkane teen hulle en Caleb sê vir die volk, laat ons optrek in die land gaan oorneem. Ons is daartoe in staat. Hierdie ou het nie twyfel nie. Hy sê kykie hoorie, all good and well, dis die mountain daai. Hoe meer hulle aanpaal, hoe meer hulle sê, ja maar Jessie, ons is net so klein teen hierdie reuse, en hulle was net so klein teen hierdie reuse, sê hy, yes, bring it on. Maak die pap dik aan, because we can. Want Caleb het daai tyd geweet, die Here, kykie, nou hoe groot jou enemy is hy. Die Here, as jy staan op die woord van die Here, en as jy een ding vandag moet vat vandag, is dat die woord van die Here, die belofte van die Here vir jou, vir elkeen van ons is. Dis hoe sterk ons staan op die woord van die Here, wat die uitkoms ultimately bepaal. So kom ons lees bietjie gou saam, nou fast forward ons so 'n paar jaar, maar hy verduidelik die storie so mooi, jy hoef eintlik nie na dit nog baie te sê nie. Ons lees gou saam in Josia 14, vanaf vers 6 tot 15. Ons lees uit die Nuwe Lewende Vertaling uit. Daar staan, mense uit die stam van Juda het onder leiding van Caleb, die seun van Jefune, 'n Kenasiet, na Josia gekom by Gilgal. Caleb het vir Josia gesê, jy onthou wat die Here vir Moses, die man van God, in Kadesh Barnea oor my en jou gesê het. Ek was 40 jaar oud toe Moses, die dienaar van die Here, en wat vir my so treffend is in hierdie stukkie, in daai 2 versies sê hy, die eerste een sê hy, sê hy, man van God, en die tweede een sê hy, die dienaar van die Here. So hy verwys na Moses, hy onmiddellik in hoe hy praat met Joshua, sê hy, jy onthou mos nog,
wat Moses vir ons gesê het, die dienaar van God. So, wat God vir ons gesê het. Jy onthou mos nog wat Moses vir ons gesê het, die man van God. So Caleb, hy herinner hier vir Joshua aan 'n woord van God af. Hierdie ou vat nie die woord van God ligtelik op nie. Ek dink ons is baie geneig om dit te doen wanneer ons want hier verwys hy, dis 'n woord van God af, van die man van God af, maar dit kom van God af via Moses en hy herinner hom net. Ek dink is 'n herinnering vir ons almal net om te weet dat die Here nog steeds vandag praat soos hy destyds gepraat het. Die Here praat nog steeds deur mense soos hy destyds gepraat het. In elk geval. Ek was 40 jaar oud toe Moses die dienaar van die Here my van Kadesh Barnea afgestuur het om die land te gaan verken. Ek het na hom teruggekom en verslag gedoen soos ek gesien het. Die ander mense wat saam met my gegaan het die volk bang gepraat om na die land toe te gaan. Ek het volledig by die Here my God gestaan. In daai stukkie. As die Here vir jou sê, ek het jou sonde vergewe. Die dag toe jy gedoop was en die Here aangeneem het, het ek 'n sonde wat jy gepleeg het 15 jaar terug vergewe. Who's reminding you of it today? Glo ons die woord van die Here? Glo ons werklik die woord van die Here in my lewe? Of sit ons 'n maar by, want die vyand kom? Hy sê, Moses het vir my daardie dag onder eed beloof, Moses, die representative of God. Ons moet dit mooi lees, sodat ons kan verstaan waar Caleb, where he draws from. Hy sê, die land waarna jy gaan kyk het, sal vir altyd aan jou en jou nageslag behoort. Jy het volledig op God vertrou. Die Here het my laat bly lewe, soos hy 45 jaar terug vir Moses beloof het, toe ons nog in die woestyn rondgetrek het. Ek is vandag 'n man van 85. En hier sê hy, ek is vandag nog net so sterk, soos die dag toe Moses my uitgestuur het. That's amazing. Dink jy Caleb het net so sterk gebly, omdat hy's nou so gebless? Hy het net so sterk gebly, 85 op 40. Nee, dink jy so nie, maar ons kom net nou by dit. Ek het steeds dieselfde krag as destyds. Ek kan nog al die tyd uitgaan om oorlog te maak en veilig terugkom. En nou sê hy, gee vir my asseblief die heuwelgebied waarvan die Here daardie dag gepraat het. Jy het daardie dag gehoor dat die Enakiete daar in groot versterkte stede bly. As die Here by my is, sal ek hulle daar kan uitdryf, soos die Here beloof het. Joshua het hom geseën. Hy het Hebron vir Caleb, die seun van Jenefer, gegee. Hebron behoort vandag nog steeds aan die nageslag van Caleb, die seun van Jefune, die Kenasiet. Dit is omdat hy volkome op die Here van Israel vertrou het. Hebron se naam is voorheen Kiriat Arba. Arba was die naam van 'n groot held onder die Enakiete. Die land het tot rus gekom, want die oorlog was verby. Net so enetjie wat my nou byval. Het jy dalk 'n berg met 'n naam? Het jy dalk 'n berg wat jy moet konker? Wie se naam dalk onder die vyand het daai berg voor jou gesit.
Die Here wil hom vandag vir jou verander. You must just know the source of your power. Nou Caleb, hoe jy hom ook al wil noem. Ek picture net hierdie ou met groot hande. Jy weet, hierdie warrior met die grootste hande. 10-1 was hy nie. Dawid het 'n slingervel gebruik om vir Goliat toe te slaan. 10-1 was hy nie. Maar hy het geweet hoe groot hy is wanneer hy in die Here is. Wanneer hy in die Here is hy 'n giant of a warrior. Hy het op 85 sê hy, ek gaan daar op en ek gaan terugkom veilig, want die Here is by my. Toe Caleb toe hy sê hy's op 85 net so sterk soos hy op 40 is, so hy's aan die einde net so sterk soos hy aan die begin was. Dit is not by design. Dit is omdat hy daagliks geslyp het. Hy het langer gewag. Hy was 40 toe hy die belofte kry. Hy het langer gesirkel om die belofte as wat hy oud was toe hy die belofte gekry het. Hy het 45 jaar lank gesirkel. Hy het gesê, Here, nou wanneer dan nie? Dit gebeur dan nou nie vir my nie. Dit was nou al soveel. Hy het elke dag het hy hom geslyp. Hy het hom elke dag het hy in die woord gebly. Hy het elke dag het hy op sy knieë gebly. In die vlees het hy elke dag sy push-ups gedoen. Hy het elke dag vir hom reggemaak vir die dag wanneer die belofte van die Here in stand gaan kom. Doen ons dit? Groei ons elke dag? Of raak ons kwaad? Here, dis dan nou al 45 jaar, dit gaan seker nie vir my gebeur nie, en daar sny die blessing af. Ons moet aanhou. Ons moet staan op die woord van die Here, op die belofte van die Here. Caleb se wagtyd was sy voorbereiding. Selfs toe hy 85 jaar is, toe kon hy sê, hier staan ek, nog steeds so sterk, soos 40. I'm finishing this race as strong as I started it. And if I didn't start it strong, I'm finishing it stronger. In vers 12 het hy gesê, as die Here by my is, sal ek hulle daar kan uitdryf, soos die Here beloof het. Ek wil hê dit moet huis toe slaan vir julle. Elke belofte in die Bybel wat die Here vir sy kinders gee, is 'n belofte aan jou. Elke belofte. Staan jy op sy belofte? Staan jy op sy woord? Doen jy, sit jy terug en wag net, Here, moet nou vir my, dit moet nou gebeur. Dit gebeur dan nou nog, Here, maar U het dit beloof. Of werk jy? Werk jy daaraan? Bou jy aan jou verhouding met die Here? Verslyp jy jouself, of sit jy net terug en wag? En sê ek het julle mos gesê, het gaan nie gebeur nie. Are you readying yourself for the day the Lord says, dis nou tyd om daar. Weet jy, wat my ook so opvallend is op 85, vra hy nie vir 'n gebied daar onder, wat maklik is, wat jy met pyl en boog sommer hier van bo af. Hy sê, ek soek daai gebied met die reëse daar bo. Hy wil hê die reëse moet sien hy kom. Hy sê, gee vir my daai gebied met die reëse daar bo, hulle moet my sien kom, want ek weet, ek kom weer terug. Die ouens rondom ons gedink dat hierdie ou man is mal. But he went and conquered because
as die Here by my is, sal ek hulle daar kan uitdryf, soos die Here beloof het. Wat is die giant in jou lewe vandag? Wat is die berg wat jy moet konker vandag? Caleb het gespeel tot die einde. En hy is nie die enigste giant in die Bybel in geloof, wat geweet het, 'n ou kan nie rus uit 'n hemipool. Jy kan nie langs die veld die wedstryd voltooi nie, jy moet aktief deelneem nie. Paulus het byvoorbeeld gesê in 2 Timoteus 4 vers 7 tot 8. Ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop voltooi, en ek het gelowig gebly. En nou wag daar vir my, en nou wag die prys vir my, die lauriekrans vir 'n lewe in gehoorsaamheid, wat die Here, die regverdige beoordelaar, my sal gee op die groot dag van sy terugkeer. En hy sê verder, en die prys is nie net vir my nie, maar vir almal wat gretig uitsien na sy heerlike verskyning. That's me and you also. Indien ons gretig uitsien na sy heerlike verskyning. Dien jy nie, stel ek voor jy raak gretig oor dit. So die einddoel weet ons, hy het ook gesê in, ek dink ek het hierdie ene vir jou, ek lees hom maar net, in Filippense 3 vers 13 tot 14, ek vergeet wat agter is, en strek my uit na wat voor is, ek jaag die wenpaal. Die ou kan, tot die einde toe. Hy wil, daai ceiling wil hy, op die einde wil hy hom deurslaan. Finish strong. Die einddoel, sê Jesus vir ons in Johannes 14 vers 1 tot 3. En ek haal net sulke stukkies aan. In die huis van my Vader is daar baie wonings. Ek gaan om vir julle plek gereed te maak. Nou, wat mense nie verstaan nie, en ek dink die mense kop dit lekkerie, is dat die ewige lewe, ek gaan eers vir julle hierdie stukkie lees in Openbaring 21 vers 3 tot 4. Dit sê vir ons, ek het toe 'n kragtige stem van die troon af hoor sê, kyk, die tentwoning van God is nou onder die mense opgeslaan. Hy sal by hulle bly, en hulle sal sy volke wees, en God sal self by hulle wees as hulle God. Hy sal elke traan van hulle oë afvee, en die dood sal glad nie meer bestaan nie. Pos gou net 'n bietjie daar. Is dit nie wat, is this not what you want? Is dit nie wat elke mens se begeerte is hier op aarde nie? As God sal hulle oë afvee, en die dood sal glad nie meer bestaan nie. Ook hartseer of smartkrete of pyn sal glad nie meer bestaan nie. Die ou dinge het verbygegaan. Wat julle hier moet verstaan, en ek wil hê julle moet dit baie mooi verstaan, is dat wat hier vir ons uitgebeeld word, Jesus sê, ek gaan so lank om vir julle plek voor te berei, daar by sy Vader se plek, waar daar baie kamers is. Menende, daar's baie huise. Hemel is nie 'n fairy tale, deurskynende wêreld nie. Because we tend to look at it like that. Ons dink is hierdie imagine, is hierdie fluff, is net soos wolkies, en is net deursigtig. It's a physical world. As dit vir jou beter sin sal maak as ek dit so sê, dis 'n aarde, but it's not. Dis 'n nuwe aarde. It's a continuation of, it's everything you've hoped for in this life for eternity. In a physical world,
jy het nie jou fisiese liggaam nie, want hierdie liggaam is verganklik. Hy kan sny, hy kan seer kry, hy kan trane bring. Dis net jou nuwe liggaam kan nie dit gebeur nie. But everything else is still tangible. Jou strate is net van goud gemaak, nie teer nie. Kind of different. It's everything you've hoped for. That's where we're going. Is hartseer dat mense nie dit besef nie. Hoekom kon die Here nie maar net vir ons almal op die aarde gesit het en dan kan ons vir ewig happy geleef het nie? Wat het geword dan? Die Here het jou so lief, het jou vrye wil gegee. Jy kan kies, wil ek vir ewig sonder pyn gaan bly saam met die Here of dis 'n fairy tale storie. Om gaan brand eerder in die hel. You've got a choice. And that's why we're living. Is to live out that choice. Is nie 'n kwessie van ek maak die keuse en nou leef ek nie volgens die keuse nie. Because then you're fooling yourself. You've got to make the choice and live by that choice. In order, sodat die Here vir jou kan sê, welkom, my kind. Eendag gaan die skeieregter die eindfluitjie blaas. Nie vir nog rustyd nie. Nie vir ekstra tyd nie. Nie vir strafskoppe nie. Die eindfluitjie. Jou eindfluitjie. Kan vanmiddag wees. Dit kan oor 100 jaar wees. I think not, maar gooi hom in. It can be whenever. You don't know. As die Here in hy 45 jaar waar Caleb vir hom voorberei het, enige tyd van die dag gekom het op jaar 32, dan was hy man reg. Is jy vandag reg? Indien die Here vandag kom. Wanneer jy daar kom en jou eindfluitjie het geblaas, gaan die Here vra, het jy die wedstryd klaar gespeel? Of het jy 'n toon gestamp en in die stands gaan sit? Toe dinge net 'n bietjie rof raak. Toe jy 45 jaar om die belofte moes stap. Het jy opgegee? Die Here gaan vra, het jy Jesus gevolg tot die einde toe? Gaan die Here vir jou sê, mooi so, goeie en getroue diensknegt. Indien nie, trek aan jou trui. Speel met alles wat jy het. Hou aan hardloop, hou aan glo, hou aan dien, hou aan die Here lief hê, die mense rondom jou. Hou aan veg. Want die belofte van die Here is reël. It's as real as you and me sitting here. Ek wil afsluit met net so 'n verhaaltjie. So hierdie pastoor, hy gaan nou na 'n sieklike ou toe, die ou is op sy sterfbed. Hy is besig om die emmer te skop en die pastoor gaan nou maar net om hom nou te bid en so. En die ou is benoud. Hy sê, pastoor, sê gou vir my, wat gaan nou gebeur? Jy weet, wat gebeur nou as ek dood is? Hoe gaan die storie nou loop? En die pastoor stap so 'n bietjie, hy weet nou nie lekker hoe om die ene te beantwoord nie. En hy sê, man, hoor jy my hond wat daar buite krap? Hy sê, ja. Hy sê, nou was my hond al in jou huis? Hy sê, nee. Hy sê, nou hoekom krap my hond? En hy antwoord hom sommer self, hy sê, my hond krap daar buite aan jou deur, want hy het gesien, ek stap hierin, en hy wil by my wees. En
En so is dit ook met my en jou. Krap ons aan die deur, al weet ons nie wat daar agter is nie, omdat God die Vader, Jesus, en die Heilige Gees vir ons in die huis wag. Of draai ons om, met stryd, want ons het nou te lank gekrap. Niemand antwoord nie, ons het te lank geklop. Draai ons om en mis die heerlikheid, of hou ons aan tot die einde. Hier sit mense vandag wat nie seker is oor hulle eindbestemming nie. Daarvan is ek 100% seker. Hier sit mense vandag met pyn. Hier sit mense vandag wat in die eerste helfte miskien hulle knie gebreek, kan jy jou knie breek. Wat ook al, hier sit mense vandag by die fisio. Hulle speel nie. Indien jy nog nooit jou trui aangetrek het vir die Here nie. En jy wil, jy sê, right Here, I'm ready. Ek wil my lewe aan U gee, en jy het deur hierdie hele reeks gesien, dat dit nie 'n ligte besluit is nie. Dis 'n besluit van volharding, dis 'n besluit wat beteken ek moet tot die eindvletjie toe speel. Wil ek hê jy moet vandag daai besluit maak. We are not guaranteed of tomorrow. But if you're around tomorrow, moenie vergeet die besluit wat jy vandag geneem het nie. Indien daar mense is wat 'n paar ailments het in hierdie wedstryd van die lewe, dis nou houtjies gevat het, wil ek hê, julle met julle hand opsteek, dat ons kan saam bid. En ek wil hê, die wat besluit het om die Here te volg vir die eerste keer, en te sê, Here, hier is ek, trek my trui aan, ek trek my stewels aan, stap asseblief daar na die doopbad toe, ons gaan nie nou doop nie, maar stap asseblief na die doopbad toe. Hoekom doen ons hierdie? Hoekom moet jy voor mense sê, Here, hier is ek? Because jy sê, Here, hier is ek. Dis 'n oorwinning, nie iets om oor skaam te wees nie. Dit is can't be shy. Vandag is jou dag. Vandag is jou dag. Ons gaan die hoofde buig en bid. En indien jy gebed nodig het, steek op jou hand. Indien jy besluit het en jy weet wat dit behels om hierdie wedstryd van jou lewe te speel, en jy soek nie net 'n oplossing nie, maar jy soek verlossing. Die uitnodiging is daar. Dis 'n paar tree weg. Ons buig die hoofde. Hemelse Vader, baie dankie. Baie dankie vir hierdie reeks, Here. Here, alhoewel ek hier voorgestaan het en die woorde gespreek het van hierdie reeks, Here, het hierdie reeks vir my persoonlik wholeheartedly kom bedien, Here. Here, hier sit vandag mense wat pyne en skete opgedoen het in hierdie Kolosseum, Here. Here, ek vra dat U hulle moet aanraak, my God, sodat hulle nie skaam wees om te sê, ek het nou 'n enkel misgetrap. Ek het 'n knieligament dalk seer gemaak in die eerste helfte nie. Here, sodat hulle kan kom na U wat die geneesheer is, my God. Here, U wat weet daar waar hulle dalk nie die pad so skoon gestap het nie, Here, en hulle dalk links of regs gedraai, maar in hulle harte weet hulle vandag maak ek die besluit om op die stryd en narrow totaal te bly, Here, want ons weet, my God, dis nie net genoeg om te sê, here I am, ek is gedoop hier, ons moet 'n totale oorgawe maak, ons moet bereid wees om
af te staan van dit wat ons terughou. Dankie Here vir elke hart wat U opgeroep het, Here. Dankie Here vir elkeen wat hier sit, wat deelneem aan die wedstryd van die lewe, Here. Here, dankie vir genesing op elke liewe gebied, my God. Here, ons weet, niks wat ons doen, kom van ons af nie, my God. Maar alles wat ons doen, alles wat ons het, is te danke aan U. Here, as daar iemand is, een persoon is, wat U wil aanraak vandag, laat hulle weet daar is senuweeagtigheid wat hulle nou voel, Here, daar is skit, daar die keer wat hulle nou voel, Here, is van die pits of hell. The devil don't want you to surrender to God. Hy gaan allerhande goed in jou kop sit. Nee man, wat gaan die mense dink? Nee man, ek is dan klaar 'n man van God. Hoe kan hulle moet ons nou dink ek is holy? Elke ouetjie maak 'n foutjie. Die grace van die Here is so groot dat jy, indien jy waarlik sleg voel, waarlik wil omkeer, He will change it for you. He will conquer your mountains for you. Even at the age of 85. Die tydjie neem om net by die Here te hoor, whatever. Indien jy iemand se gesig kry en die Here prompt jou om vir daai persoon te bid, vra ek vir 'n gees van oopheid in die huis van die Here, dat ons gemaklik is om op te staan en te gaan sê, the Lord wants me to pray with you. Here, indien die eindfluitjie vandag blaas, my God, where am I going? Here, ek vra dat ons oop en honest met onsself sal wees, Here. Dat ons nie onsself opsit vir 'n ontnigtering nie, my God. That we know what we know, that we know your promise is real. Dat ons staan op U woord, my God. Here, die mense wat vir die mense bid, Here, asseblief bekragtig hulle nou, my God, Here. Heilige Gees, kom op hulle. Die Heilige Gees doen die werk, asseblief, Here. Holy Spirit, we ask you to fight this battle on our behalf. We ask you to break through on our behalf. Here, ons vra vir daar waar ons die ceiling geset het, Here, dat U kom en dwars deurslaan, my God, sodat nuwe dinge, groot dinge, sterker dinge, Here, dat daar growth is, goeie growth, Here. Ons het gesien hoe Bosinia gegaan het van 50,000 na 25 miljoen, Here. Ons vra nie vervolgeling in die Here, maar ons vra vir deurbraak in die naam van Jesus in areas waar ons sukkel, Here. Here, daar waar mense dalk ook nie geslyp het nie, Here, daar waar hulle in hulle wagperiode is, Here. Here, vra ek U, Here, dat U vir hulle sal prikkel sodat hulle opnuut 'n hongerte het, Here, om by U voete te kom, om sterker te word in U, Here. Sodat hulle weet wat hulle weet, wat hulle weet. U het beloof, my God. But I've got a job to do. I've got to stay ready, Father God. Dankie, Here. Amen.